Ons is in Spreuke hoofstuk 5 en ons gaan begin met verse 1 tot 6 vandag. Spreuke 5 vers 1 tot 6 en dit lees dan so: My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is sy bitter soos wilde als, soos 'n swaard aan weerskante skerp. Haar voete daal na die dood toe af, haar tree streef na die doderyk toe, dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan nie. Wankel haar gange, sonder dat sy dit weet. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord, en ons dankie dat ons kan weet dat dit u woord is. Dit is nie die woord van mense nie. Dit is foutloos, Here. Dit is onfeilbaar, dit is genoegsaam. En Here, ons gebed is weer eens in hierdie oggend, dat u ons harte sal versag deur die krag van die Gees, dat ons u genoegsame woord ook sal aanneem. En dat ons sal besef, Here, dat hierdie is u woord. En die wat daarby bly, sal lewe. En lewe in oorvloed en lewe tot in ewigheid. Gaan dit ons maar net, o Here, die sondaars wat ons is, hoe hardkoppig ons ook al is, om daarby te bly, met gehoorsaam te wees. Maar Here, wanneer ons dit wel doen, mag u naam verheerlik word, omdat ons weet, dis u wat ons tot dit in staat stel in die eerste plek. Dis nie ons eie sondige natuur nie, dis nie ons eie sondige harte wat daartoe neig, om u gehoorsaam te wees nie. Dis die Gees wat in ons harte werk, en hier ons gebed is, werk weer in hierdie oggend ook in ons harte. Mag ons die woord aanneem, mag ons die lief hê, o Heer, en die woord onderhou. Alle lof, alle eer, alle glorie, kom u naam toe, vir ewig en ewig. Amen. Ons het laas week klaargemaak met die 7de lesing van Salomo, en so ook met hoofstuk 4, waar Salomo spesifiek die valsheid van mond aangespreek het. Weereens as 'n baie praktiese gebod waarby ons as gelowiges moet bly. En terwyl ons almal weet dat om te jok of om 'n valse mond te hê verkeerd is, glo ek dit is veral nodig om klem te lê op die ernstige lig waarin God se woord dit wel stel. Soos ons genoem het, ons is geneig om minder te maak van sondes wat ons maklik mee wegkom. En ons is geneig om minder te maak van sondes wat algemeen voorkom. En ons is geneig om minder te maak van sondes wat nie strafbaar is deur die reg nie. En die enigste rede hoekom ons minder maak van hierdie sondes is omdat ons nie 'n begrip het vir wie die Here self is nie. En so meer ag jy op mense as op die Here en op sy woord. Want as ons minder maak van sondes waarmee ons maklik wegkom, en omdat ons maklik daarmee wegkom, dan vergeet ons dat die Here alles sien. Hy sien alles. Hy weet alles. En as ons minder maak van sondes, omdat dit algemeen voorkom, en almal dit maar doen, vergeet ons dat ons bereid moet wees om alleen te staan, want ons moet nie mense volg nie, maar die Here self. En as ons minder maak van sondes, omdat dit nie 'n strafbare sonde is, in die oë van die reg nie, dan misgis ons onsself om te dink dat die Here nie die regter van die heelal is nie. En dat daar nie 'n oordeel gaan wees nie. Want daar gaan wees. Of soos ons lees in Psalm 96 vers 12 en 13, laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Net omdat die reg en die regering nie iets straf nie, beteken nie, daar gaan nie 'n straf wees nie. Of soos 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. En so moet ons nie min maak van Salomo se lering en wysheid oor 'n valse mond, en dit afskryf as 'n sekondêre kwessie nie, want dit is nie 'n sekondêre kwessie nie. Dit is miskien 'n sekondêre kwessie vir die wêreld,
omdat 'n mens maklik wegkom met 'n leuen en almal doen dit mos en dit word nie deur die gereg gestraf nie, maar dit is nie in die oë van die Here nie. Want soos ons gesien het in Psalm 101 vers 7, die Here sê, wie leuns praat, kan voor my oë nie bestaan nie. Of soos Dawid sing in Psalm 12 vers 4, mag die Here al die vleiende lippe uitroei. Mag ons nooit sonde oordeel vir hoe sondig dit is in terme van die erns wat die wêreld daarop plaas nie. Maar eerder die erns wat die woord daarop plaas. En die woord leer ons, wie leuns praat, kan voor die oë van die Here nie bestaan nie. Maar ons kom dan by die 8ste lering of lesing van Salomo, waar hy begin deur om te sê, weer eens met die algemene woorde van my seun, wat weer eens 'n nuwe tema aandui. En hy sê in vers 1 en 2, my seun, luister na my wysheid. Neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. En soos ons al voorheen uitgewys het, die wysheid van Salomo is niks anders as die wysheid van God self nie. Aangesien Salomo vroeër bevestig het, dat alle wysheid van die Here afkom. En ons word konstant vermaan om te luister na die insig van die woord. Ons word vermaan om daarna te luister. En hoe baie logvalle sal ons nie vryspring, indien ons net luister nie. Hoe baie smart sal ons nie vermy, indien ons net luister en ag gee op die woord van die Here nie. En hoeveel minder sal ons nie sukkel in die lewe, indien ons net gebruik maak van ons ore en sal hoor wat die woord van God ons leer nie. En daarom lê die woord so gereeld klem op die feit, dat ons bloot net ons ore moet gebruik en moet hoor en moet luister. Jakobus 1 vers 19 sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Stadig om te praat, stadig om toornig te word. En die gou waarvan hier gepraat word in Jakobus, is nie dat jy dit baie vinnig moet doen nie, luister baie vinnig nie, maar verwys daarna om gretig te wees om dit te doen. Wees gretig om te hoor, en wees nie gretig om vinnig te praat nie. Wees honger daarvoor om jou ore te gebruik, en mag jou begeerte wees om eerder te luister, as om te praat. En so is 'n onvolwasse gelowige ook baie maklik om te herken, want hulle wil net praat, maar is nooit bereid om van die waarheid oortuig te word nie, of om na 'n logiese teologiese argument te luister nie. Hulle sal eerder glo wat hulle glo, en hulle sal ook vir jou sê wat dit is wat hulle glo, ongeag of jy met 'n beter verduideliking kan opkom of nie, want hulle is nie gretig om te hoor nie. Hulle is nie gou om te hoor nie. Hulle het nie 'n begeerte om te hoor nie, of om geleer te word nie. En hulle begeerte is nie om na God se objektiewe waarheid te luister nie, maar eerder hulle eie subjektiewe kamma waarheid aan te hang. Maar so word daar dwars deur die woord vir ons geleer om ons oor na insig te rig. Juis omdat ons sondige neiging is om eerder te praat as om te luister. Dis hoekom ons vermaan word, want ons neiging is om te praat, eerder as om te luister. Inteendeel, daar is nie 'n kerk in Klein-Asië vir wie daar geskryf word in Openbaring, wat nie hierteen gewaarsku word nie. Elke kerk kry hierdie einste waarskuwing in Openbaring. Vir al 7 kerke vir wie Johannes skrywe, wat letterlike kerke was, word dit gesê. Aan Efese in Openbaring 2 vers 7 word daar gesê, wie 'n oor het, laat hom hoor. Wat die Gees van God aan die gemeente sê, aan die kerk in Smyrna, Openbaring 2 vers 11, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan die kerk in Pergamus, Openbaring 2 vers 17, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê.
aan die gemeente in Thyatira, Openbaring 2 vers 29. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Aan Sardes in hoofstuk 3 vers 6, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Aan die gemeente in Philadelphia in Openbaring 3 vers 13, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. En laastens die gemeente in Laodicense, waar ons lees in Openbaring 3 vers 22, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En in Openbaring sien ons een van die grootste oordele wat die mensdom al ooit gesien het, wat op pad was. En waarop word daar klem gelê vir hulle beskerming? Elkeen se beskerming? Die eenvoudige feit dat indien jy 'n oor het, gebruik dit. Die wat 'n oor het, hoor. En julle sal die toorn van die Here ontvlug. Een van die grootste oordele is op pad. En die woord van beskerming wat die Here aan almal gee, elke enkele kerk, is, as jy 'n oor het, gebruik dit. Dis hoe elkeen van hulle die toorn gaan ontvlug. Gebruik dit jou oor. En hierdie is 'n beginsel wat dwars deur die Bybel voorkom, en hierdie vermaaning kom voor vir een rede. Naamlik, want ons wil nie ons ore gebruik nie. En ons wil nie luister nie. Terwyl Jesus ook self sê in Markus 4 vers 23, as iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. Mense dwaal nie van die weg af, omdat dit moeilik is om te verstaan waar die regte pad is nie. Dis nie hoekom mense afdwaal nie. En ek haal die skrif aan wat ons so vinnig na verwys het laasweek, waar ons lees in Deuteronomium 30 vers 11 tot 16, daar staan, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie, en is nie te ver nie. Dit is nie in die hemel nie. So dat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons het laat hoor dat ons dit kan doen. Dit is nie ook oorkant die see nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons het laat hoor dat ons dit kan doen. Maar baie naby jou is die woord. In jou mond en in jou hart om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie, en sy insettinge, en sy verordeninge te hou. Sodat jy kan lewe, en vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem. En hierdie is nie net 'n verwysing na die Ou Testament mense nie, want Paulus haal weer die eindse teks aan, in Romeine hoofstuk 10. Hy haal dit aan. As 'n verwysing na die persoon wat ware geregtigheid het, vanuit die geloof. God se woord is nie ver nie, en dit is nie moeilik om te kry nie, en dit is nie moeilik om te verstaan nie. Die probleem is nie die beskikbaarheid van wysheid nie. Dis nie die probleem nie. Die probleem is ons neiging om eerder ons mond te gebruik as ons oor. Dis wat ons probleem is. Ons is geneig om eerder ons mond te gebruik as ons oor. Maar so Salomo ons teks dan sê, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig, sodat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Luister, neig jou oor, sodat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Wat beteken? Jy gaan nie 'n gesonde oorleg kan uitoefen nie, en jou mond gaan ook nie kennis kan bewaar, indien jy nie gretig is en 'n begeerte het om jou ore te gebruik. Die een kom noodwendig voor die ander. Lippe van kennis sal en kan nooit 'n oor wat bereid is om te luister voorafgaan. Ore wat hoor, sal altyd lippe van kennis voorafgaan. Jy moet eers hoor voordat daar lippe van wysheid gaan wees. Ore wat hoor, sal altyd lippe van kennis voorafgaan, en dit sien ons dwars in die Bybel, sowel as in Spreuke. Dit sal dit voorafgaan. Dit kan nie andersom gaan nie.
dan gaan die lippe van kennis wees, as jy nog nie jou ore gebruik het. Maar wat Salomo dit veral in hierdie lering van toepassing opmaak, sien ons in vers 3 en 4 waar staan. Want die lippe van die vreemde vrou trip heuningstoop, en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is sy bitter soos wilde als, soos 'n swaard aan weerskante skerp. En ons sal sien dat die res van die preek, hoekom dit nodig is om klem te lê op die feit dat ons ons ore moet gebruik, want die erns van hierdie onderwerp is iets wat 'n mens graag teen wil stry. Ons gaan klem lê op die erns van die saak, want dit is iets wat die mens geneig is om teen te stry. Maar hier word die kontras al klaar getrek, naamlik dat indien jy wel bereid is om jou ore te gebruik, indien jy wel bereid is om jou ore te gebruik, om ag te gee op die woord van die Here, dan sal jou lippe kennis bewaar. Maar as jy nie jou ore wil gebruik nie, staan jy baie groot gevaar om die lippe van kennis te verruil vir die lippe van 'n vreemde vrou. Dis die kontras wat die getrek word. As jy jou ore gebruik, dan gaan jy lippe van kennis hê. As jy nie jou ore gaan gebruik nie, dan staan jy in die baie groot gevaar om die lippe van kennis te verruil vir die lippe van 'n vreemde vrou. Want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstoop, en haar verhemelte is gladder as olie. En hierdie praat natuurlik van egbreek. Want die vreemde vrou staan weer in kontras, soos ons sal lees in vers 18, met die vrou van jou jeug. Die vrou met wie jy getrou het toe jy jong was. En natuurlik kan ons weer eens sien, dat hierdie nie Salomo se gebooie is nie, maar die gebooie van die Here self. Aangesien die 7de gebod van die 10 gebooie ons leer in Eksodus 20 vers 14, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar om aan te sluit by laasweek se preek, ons is geneig om minder te maak van die sondes wat algemeen voorkom. En wat nie strafbaar is deur die gereg nie. En so het nie net om te jok minder van sonde in ons oë geraak nie, selfs dinge soos egbreek en hoerery word nou as sekondêr aanskou. Maar weer eens sien ons die erns waarmee die Here hierna kyk. Waar ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 10 waar staan, moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbreekers, of wellusselinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of verlopers sal die koninkryk van God beerwe nie. Jy sal nie. Levitikus 20 vers 10 sê, en as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. Maar omdat dit so algemeen voorkom, en nie meer deur die staat as strafbaar aanskou word nie, alhoewel dit nog altyd was, word dan minder van hierdie sonde gemaak, as wat ons moet. Maar dit was nie altyd so gewees nie. Onder andere, ons sien onder die Kaapse kolonie 'n voorbeeld, in 1756, 2 mense wat gevang was in egbreek. Die man moes tronk toe gaan, en die vrou moes vir 3 agter die volgende Sondag voor die kerk se deur gaan staan, so deur die hof bevel, met 'n bord om haar nek waarop staan, oor. Maar vandag mag ons skaars sê, dat iemand wat saam met iemand anders intrek voor die huwelik verkeerd is. Ons mag dit amper eers nie sê nie. Ons mag amper nie sê dat dit nie sonde is nie. Maar volgens die woord, is enige persoon wat beide die eggemeenskap het, 'n hoer. Ongeag of dit egbreek is of nie. En as jy met enigiemand anders as die persoon met wie jy getroud is, gemeenskap het, is jy volgens die Bybelse definisie 'n hoer. En as jy egbreek pleeg, of as jy saam met jou meisie of kerel wil intrek, dan is jy 'n hoer. Ek haal weer 1 Korintiërs 6 vers 10 aan, en julle sal oplet dat daardie teks beide hoereerders en egbreekers aanspreek. Want dit sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbreekers, en so meer sal die koninkryk van God beerwe nie. Dis die woord wat dit sê. Dis nie die woord van mense nie.
En die hoereerder is nie die persoon wat op die straathoek staan nie. Dit praat van die persoon wat buite die gemeenskap het. Dit praat nie van prostituie nie. En daarom sê 1 Tessalonisense 4 vers 3 en 4. Want dit is die wil van God. Julle heilig maak, dat julle jou moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en in eer. Met ander woorde, as jy nie 'n vrou gekry het in heiligheid en eer nie, en jy nie met haar getrou het nie, dan is jy besig met hoerery. Want die teenmiddel teen hoerery is, kry vir jou 'n vrou in eerbied en eer. In heiligheid. Dis die teenmiddel teen hoerery, kry vir jou vrou. En geen hoereerder sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar die rede hoekom hoerery en egbrekery nie meer as ernstig aanskou word nie, is omdat dit so algemeen aanvaar word in ons tyd. En dit word ook nie meer bestraf nie. Ons moet nie onder die indruk wees dat hoe minder die mensdom van sonde maak, hoe minder maak God van daardie selfde sonde. Maar ons moet nooit onder die indruk wees, en ek sê weer, dat hoe minder die mensdom van sonde maak, God dan ook minder van die sonde maak. Romeine 1 vers 28 tot 32 sê, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al kennende die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Mense slaap saam vir die huwelik, die mense breek die eg en ander mense keer dit goed. Want hulle is mos lief vir mekaar, of daai ou se vrou was mos in elk geval pateties, so hy kan nog 'n ander vrou kry. Sy vrou was mos useless. Of die houding is, kom ons bly maar net neutraal oor die situasie en ons sê niks daaroor nie. Maar soos ons laasweek gesing het in Psalm 36 vers 5, die goddelose persoon is nie die persoon wat onreg op sy bed bedink nie, en die persoon wat in die verkeerde weg wandel nie. Die goddelose persoon is ook die persoon wat die boosheid sien, maar dit nie as boosheid verwerk nie. Egbreek is boosheid. En dit moet as boosheid verwerk word, want dit is boos. En die wat nie verwerk nie, sê in effek dat hulle dit goedkeur. En dat hulle goedkeuring wegdra. Maar soos ons gelees het, mense wat al ken die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Hierdie is nie 'n kwessie om op neutraal te wees nie. Inteendeel, die gepaslike straf vir egbreek, soos Paulus ook sê, en bevestig word in Levitikus, is die dood. Dis die gepaslike straf vir egbreek. En as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, met hy en sy wat oorspel doen, sekerlik gedood word. En Paulus bevestig, sulke mense verdien nie dood. Of jy geregtigheid gaan uitoefen of nie, is een saak. Maar wat Paulus sê is jy verdien dit. Maar so is daar ook 'n maklike manier om te weet of ons regtig die erns van hierdie sonde begryp. Ons 'n maklike manier om dit te toets. Of ons die erns van hierdie sonde begryp. Want al wat ons hoef te vra is, gaan nie 'n probleem daarmee hê as die staat die doodstraf vir egbrekers indruk.
gaan jy 'n probleem daarmee hê. Want as die houding is nee, daardie sonde verdien nie die doodstraf nie, dan begryp jy nie die erns van die saak nie, want Paulus sê dit doen. Levitikus sê dit doen. Die Here sê dit doen. Nou natuurlik sal die persone wat nie die erns van hierdie sonde begryp nie, of die erns van hierdie sonde wil begryp nie, dadelik verwys na Johannes 8:3-11. Waar staan, en die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom op te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en die vinger op die grond geskryf. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskryf. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus alleen het agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand meer. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Nou in die eerste plek, en dit mag dalk as 'n skok tot sommige kom, maar hierdie gedeelte van die teks kom nie in die oudste manuskripte van die Nuwe Testament voor nie. Hierdie spesifieke verhaal wat ek net gelees het. Inteendeel vertaling soos die baie bekende en goeie letterlike vertaling van die ESV, plaas hierdie spesifieke gedeelte van die teks tussen hakies met die opskrif wat boaan staan, the earliest manuscripts do not include chapter 7 verse 53 to chapters 8 verse 11. En hulle sê, kyk vir dit wel. Maar ongeag of dit in ons Bybels moet wees of nie, wanneer Jesus sê, ek veroordeel jou ook nie, beteken dit dat hy minder maak van sonde? Dat dit nie meer sonde is nie? En dat dit nie meer sonde is om egbreek te pleeg nie? Of sê hy dalk dat dit glad nie sonde is nie? Want hy sê ons, ek veroordeel jou ook nie. Sê hy dat sonde glad nie gestraf hoef te word nie? Nee. Al wat Jesus sê, is dat hy nie 'n vonnis gaan uitspreek nie. Dis al wat hy sê. Want hy is nie 'n magistraat nie. Inteendeel ons sien nergens dat hy die rol van die magistraat inneem in die Bybel nie, of toe hy hier op aarde was nie. Hy neem nooit daardie rol in. En begin dan vonnisse uitdeel. Byvoorbeeld hy sê nêrens hierdie persoon moet soveel slaag ontvang en hierdie persoon moet hulle maar stenig en hierdie persoon moet in die tronk gegooi word vir ek soveel dae. Die Here spreek nooit vonnisse uit nie. Hy is nie daar om te oordeel. En om vir mense te sê hoe lank hulle in die tronk moet gaan sit. Al wat Jesus hier sê is, hy gaan nie 'n vonnis uitspreek en regter speel. Ja, hy sal die geleentheid gebruik om vir almal te wys dat almal sonde het. Die Here gebruik alle situasies soos dit. Maar hy gaan nie 'n vonnis uitspreek en regter speel nie. En dit stem ooreen met die res van die skrif, soos ons onder andere lees in Lukas 12 vers 13 en 14 waar staan. En een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel, maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? Hier is nie om uitsprake te lewe vir die reg. Jesus het nie aarde toe gekom om regter te speel. Maar net omdat hy nie 'n oordeel gaan uitspreek nie, beteken dit nie dat sonde nie meer sonde is nie. Want hy sê tot vir die vrou, gaan heen en sondig nie meer nie. Maar hy maak nie minder van die sonde nie. Hy maak nie minder van wat Paulus sê, dat dit die dood verdien nie. Die Here is genadig daarin, dat hy nie 'n vonnis oor haar uitgespreek het nie. Maar God se genade
beteken nie dat sonde minder sondig geraak het. Ek sê weer, God se genade maak nie sonde minder sondig. Maar dit is wat ons geneig is om te glo. Want as ons sondig en die Here bewys ons genade, dan is ons eers dankbaar vir, want hy wys ons nou genade. Dankie Here dat hy ons genade bewys. En as ons weer sondig, dan is ons bly dat hy ons vergewe. En dan as ons weer sondig, wel, dan begin ons al sy vergifnis te verwag. Die Here vergewe ons. En as ons weer sondig, wel, dan begin ons al aandring op sy genade. Maar sonde raak nie minder sondig, en ons moet nie minder van sonde maak, bloot net omdat die Here se genade so ontzaglik groot is. Die Here se genade maak die sonde minder sondig. En soos Paulus sê in Romeine 6 vers 1-4, wat sal ons dan sê? Sal ons in sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Net omdat God se genade so groot is, beteken nie ons kan minder van sonde maak nie. En as die staat vir wie die Here wel aangestel het om ongeregtigheid te vonnis, besluit om die doodstraf vir egbreekers in te bring, dan behoort ons enigste reaksie daarop te wees, dit is 'n regverdige oordeel. Van die Bybel sê so. Ons moet nie minder maak van sonde, bloot omdat Christus nie vonnisse uitgespreek het nie. En omdat hy 'n genadige God is, want Christus het nie gekom om sonde minder sondig te maak nie. Nee, hy het gekom om vir daardie sonde te sterf, juis omdat dit sonde is, en daardie sonde is fataal. Inteendeel die Here lig in baie gevalle die erns van sonde baie meer uit, as wat ons vind onder die Ou Testament. Want soos ons lees in Matteus 5 vers 27 en 28, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, en hier lig die Here die standaard, ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. En weer eens sal die mense wat 'n probleem het met die doodstraf vir egbreek en nie die erns van die sonde van egbreek wil erken nie, sal dan weer kom met die argument en sê, wel, dan moet ons almal die doodstraf gee. Wat al na 'n vrou gekyk het, en so met alle mans ook maar doodgemaak word. Want dan het ons egbreek gepleeg. Maar eerstens, enige persoon met 'n halwe IQ behoort te weet dat Jesus nie besig is om te sê dat ons regstelsel mense se gedagtes moet oordeel nie. Natuurlik is dit nie wat Jesus sê. En dat die gereg ons denke moet oordeel en dit wat ons doen oordeel. Die Here sê nie dit. Maar weer eens, en wat hy in alle werklikheid vir ons uitwys is, dat sonde baie meer sondig is as wat ons die geneigtheid het om te dink. Dis wat Jesus hier besig is om te uitwys. Dat sonde baie meer sondig is as wat ons die geneigtheid het om te dink. Naamlik dat selfs om net te dink of egbreek te oorweeg 'n baie groot gruwel is. Mense mag dalk hierdie skrif gebruik om minder te maak van die sonde van egbreek, maar dan met almal ons nou gestraf word. En die rede hoekom Jesus sê wat hy sê is juis om die teenoorgestelde uit te wys. Naamlik hoe sondig hierdie sonde wel is. En selfs al word jy nie betrap en tot die dood toe gevonnis nie, die realiteit en die uitwerking van die sonde bly staan, want so Salomo dan sê in vers 5 en 6, haar voete daal na die dood toe af.
haar tree streef na die doderyk toe. Dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan nie, bang vir haar gange sonder dat sy dit weet. Nou die hele hoofstuk handel oor egbreek, maar dit help nie ons hanteer hierdie hoofstuk as ons hierdie erns van die sonde begryp, van wat Salomo besig is om aan te spreek. En ons sal nog kyk na die Here se verbond binne die huwelik en die feit dat egbreek 'n verbond aan die man of vrou breek, en ons sal kyk na die rol van die man en die vrou in die huwelik en so meer. Maar wat ons ten minste net eerstens moet begryp, is dat Jesus nie gekom het om minder in hierdie sonde te maak. Inteendeel. Want ongeag of jy uitgevang word of nie, en of die staat gaan intree en jou straf of nie, dit gaan jou dood beteken. Want haar voete daal na die dood toe af. Haar tree streef na die doderyk toe. En Salomo oordryf nie as hy dit sê nie. Die vraag is bloot, besef ons dit? En is ons bereid om die boosheid daarvan te erken? Nie net in ons eie lewens nie, maar ook die lewens van die mense rondom ons, sodat ons die spore van die goddelose kan vermy. Vermy die egbreekers. Moet niks met hulle te doen nie, hulle is boos. Want weer eens, soos Psalm 36 vers 5 ons leer, die goddelose persoon is nie die persoon wat onreg op sy bed bedink nie, en die persoon wat in die verkeerde weg wandel nie. Die goddelose persoon is ook die persoon wat die boosheid sien, maar dit nie as boosheid verwerp nie. En egbreek is boos. En ons gaan nie die mense wat boos is verwerp en vermy, as ons nie besef hoe boos dit is nie. Want dit is boos. Egbreek is boos. En er word al so aanvaar dat selfs dominees wat egbreek pleeg, terug agter die preekstoel gelaat word. Verder gaan. Dan sal dit nie wonderlik wees as die staat wel intree. Sal dit wonderlik wees as die staat wel erken dat dit boos is. Dan moet ons begeerte nie juist wees dat die staat hulle wet en hulle vonnis gebaseer op God se wet nie. En dit nie ons begeerte wees nie. Want as God se wet nie perfek nie. Want soos Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak. En sal dit wonderlik wees as die volmaakte wet ook geïmplementeer word deur ons regering. En ter afsluiting, en ter voorbereiding van die res van die hoofstuk, hier is my gebed. Mag ons nie min maak van die sonde van egbreek. Mag die Here ons dit ook gun om braaf te wees, om dit te verwerp as boosheid. Want dit is boosheid. En verder mag die Here ons gun om die sondige natuur van sonde te begryp. Sodat ons 'n begrip het van hoe baie ons onwerklik nodig het. Want ons sê, want selfs egbreek in die hart, waarin ons almal onskuldig was, dit verdien nie dood. En ons sal net ons behoefte aan Christus en die grootheid van sy genade begryp, indien ons besef hoe ernstig die sonde is, waarvan hy ons gered het. Want ons verdien nie dood. Ons elkeen. En laastens, mag dit nie net ons wees wat dit begryp nie, maar ook die staat. En ons gaan baie minder goddeloosheid sien in ons land, as goddeloosheid gestraf word. En as jy onder andere voor 'n kerk moet gaan staan met 'n bordjie om jou nek waarop staan hulle. As jy saam met 'n kerk of die meisie wil intrek, of as jy die reg wil breek. Ek beloof jy, ons gaan minder egbreekers sien. As jy in die tronk gaan sit, of met 'n bord om jou nek moet voor die kerk gaan staan, of staan. Hoe is dit te sleg? Maar ook bygesê, prys die Here. As ons al wel in daardie sondes gelewe het, prys die Here.
Ons sal wel na die sondes geleef het en die dood verdien het. Maar hy is ons genadig. Hy is 'n genadige God. Hierom nie vir ons te gee wat ons wel verdien. Maar laat ons nooit sy genade gebruik, so onbeskryflik groot, om min te maak van die sonde. Maar prys sy naam. Vir die wat al klaar, of wat al voorheen in hierdie sonde geval het. Prys sy heilige naam. Vir sy groot genade teenoor mense en sondaars soos ons. Dat hy nie vir ons gee, wat ons wel verdien. Maar mag ons bekeer. Sodat ons die koninkryk van God kan beerwe. Mag sy heilige naam verheerlik word. Vir sy grote goedendierendheid en trou en sy grote genade teenoor sondaars soos ons. Amen. Kom sluit jy. Gee ons dank, Here, vir die groot genade. Here, want ons weet en ons besef, ongeag ons het in daad al gedoen het en of ons het in gedagte al gedoen het, Here, ons staan voor U skuldig en ons vir U nie dood, Here. Dit is U standaard. Geen mens staan regverdig voor U nie. Ons verdien die ewige dood in die hel, want ons het in 'n ewige God gesondig. Maar hoe groot is die genade en Here teenoor sondaars soos ons, Here, want ons is sondaars. En groot een is daarby. Here, hoe groot is die genade en die trou nie teenoor ons, die kinders nie. Hoe groot is die liefde nie. Here, mag ons met die genade en die liefde teenoor ons gebruik as 'n lisensie om verder te sondig nie. Om onsself te bekeer en onsself te roem in U, wat genadig is teenoor sondaars soos ons. Mag U naam verheerlik word, Here. Mag ons onsself bekeer. En mag ons lewens uitstort as 'n dankoffer tot U, Here, omdat U ons van die dood bevry het. Die dood wat ons elkeen verdien. Alle lof, alle eer en alle glorie kom U naam toe, Here. Vir U groot genade. Ons loof en prys die heilige naam, die naam van die naam, Jesus Christus. Amen.